Goeienaand almal, as ek jou nog nie naam gesê het nie. Hartlik welkom. Dit is my gebed dat ons opbouende diens sal hê, ontmoeting met die Here. Ons verklaar dat ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat ook trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid, vrede en liefde word julle geskenk van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sit net so dan, bid ons saam. Ons troue Vader in die hemel, ons sê vir U baie dankie dat ons in die aandure van hierdie somersdag so by mekaar mag wees om die dag saam met mekaar af te sluit en in U heilige teenwoordigheid. En dit is ons gebed dat ons versterk sal word deur dit wat ons hier beleef, dit wat ons hoor uit U woord uit, dat ons regtig waar die toerusting sal kry om op die rots te gaan bou, wanneer ons van hier af uitgaan in hierdie week om in U koninkryk te gaan werk. Gee so, Here, dat deur ons woorde en ons dade U vaderskap in hierdie wêreld sigbaar sal word, dat ons so sal leef dat die hele wêreld kan sien dat ons afhanklik is van U, maar ook sal kan sien dat U vir U kinders sorg. Ja, daarom vra ons dat U uit die vaderlike goedheid elkeen van ons sal versorg. En elkeen van ons het verskillende dinge nodig. Party van ons het fisiese nood, gesondheid of ander probleme in die lewe. Ons het geestelike nood, ons het verhoudingsprobleme, ons het probleme op 'n verskeidenheid van vlakke. Maar gee U vaderlike goedheid in al ons aanvegtinge en in al ons bekommernisse. Maar gee ook dat ons so sal leef dat die wêreld sal sien dat Jesus Christus ons Here is, dat ons in Hom die verlossing het en dat ons daarom die vreugde en die vrede in die hart het, omdat ons U ken deur Hom. En daarom bid ons ook dat U koninkryk sal kom in die sin dat altyd meer en meer mense Jesus sal leer ken en bely. So dink ons aan die bedieninge van ons gemeente en verskeidenheid, maar ons dink ook in hierdie week aan die tronkbediening en vra dat U oral deur U genade U koningskap in Christus sal laat deurbreek. So bid ons ook vir die werk van die Gees, om ons vas te hou in versoekinge, om ons te leer om U wil te soek en U wil te doen. En dit beteken dat ons moet verander. Ons kan nie bly soos ons was nie, en daarom vra ons dat U deur U Gees in ons sal werk, deur U woord, sodat ons altyd meer en meer sal verander om te word wat U wil hê ons moet wees. Ons bid so in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vir ons lees, broers en susters, ek gaan in die prediking bietjie hieroor praat. Daar is nou mooi dink hoe ek dit moet formuleer. Daar's iets in al die jare van my bediening, is daar iets wat ek oor wonder. En die vraag is, hoeveel verandering bring al die preke, al die Bybelstudies, al die katekisasie, al die klein groep, hoeveel verandering bring dit by ons teweeg? As in 40 jaar in die bediening, het my bediening gehelp, enigiemand gehelp om te verander. Ek hoop so, ek bid so. Maar is iets wat ek nogal oor wonder. Kom sit ons in 'n diens en spoel oor ons. So, kom ons praat 'n bietjie oor verandering. 2 Korintiërs 3. Omdat ons hoop hierop gevestig is, tree ons met groot vrymoedigheid op. Ons is nie soos Moses wat sy gesig met 'n sluier toegemaak het nie. Dit moes hy doen om te verhinder dat die volk van Israel sou sien dat die ligglans aan die verdwyn was. Hulle verstand was ook toe. So, ek gaan nie oor alles praat nie, maar Moses toe uit die wet gekry het by Horeb, as hy van die berg af gekom het, sy gesig glans vertoon en die mense was
was bang vir hom en hy moes sy gesig toemaak. Maar naderhand moes hy begin om sy gesig toe te maak, omdat die glans aan die weg gaan was. En dan dink hy, die mense dink hy is nie meer met die Here in kontak nie. Maar daardie feit dat hulle nie die ligglans kon hanteer nie, sê hy in vers 14, hulle verstand was ook toe. En vandag nog bly hulle verstand met dieselfde sluier toegemaak as hulle die Ou Testament lees. Maar die sluier word deur Christus weggeneem vir iemand wat in hom glo. Vandag nog, elke keer as die wet van Moses voorgelees word, is daar 'n sluier oor hulle verstand. So mense verstaan nie waaroor die Ou Testament gaan nie, dis wat hy sê. Van Moses sê die skrif egter, elke keer as hy hom na die Here wend, word die sluier weggeneem. Die Here beteken hier die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Nou praat hy met die Nuwe Testamentiese kerk. Ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig weggeneem. So ons verstaan Jesus, ons weet waaroor dit gaan. En dan hier is ons teksgedeelte, ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. So, telkens egter wanneer iemand hom tot die Here wend, word die sluier afgehaal, en die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is daar vryheid, en ons almal, terwyl ons met ontsluierde gesig die heerlikheid van die Here aanskou, soos in 'n spieël, word na dieselfde beeld verander, van heerlikheid tot heerlikheid, soos afkomstig van die Here, die Gees. Dis die 2020 vertaling. Ken julle hierdie teks in die Bybel? Staan Jeremia 13:23. Daar staan, kan 'n kusiet sy vel verander, of 'n luiperd sy vlekke? Sou julle kon doen wat goed is, julle wat so gewoond is aan die kwaad? Here praat deur Jeremia en sy volk. Die kusiete is 'n ander naam vir Ethiopiërs, mense wat donker velle het. Kan mense 'n donker vel verander in 'n ligte vel? Wel, miskien as jy Michael Jackson is, maar nie gewoonweg nie. Of kan jy 'n ligte vel in 'n donker vel verander? Ja, as jy genoeg te, nee, maar dit gaan weer later weg. Kan 'n luiperd sy vlekke verander? Dit bly maar daar. Behalwe in kinderstories wat daar mos 'n luiperd is wat sy vlekke verloor het, ek onthou so iets. Goed. So die Here sê, daar's twee dinge wat nie kan verander nie. Nou vra die Here vir sy kinders, vir ons. Kan julle verander? Kan jy verander? Kan julle verander? Kan jy verander vanaf 'n sondaar, vasgevang in een of ander sondige lewe, na 'n disipel van Jesus? Kan jy verander om te leef soos 'n kind van die Here? Dis die vraag wat ek mee worstel. Ons mee worstel. Ek weet, julle nie, ek worstel. Alles wat ons insit, bring dit verandering in ons persoonlike lewens? Die punt is eintlik nogal dat dit moeilik is om te verander, vrek moeilik. En ons sê baie keer vir onsself, nee wat doen, ek is maar so gemaak en so laat staan. En dan is ons maar tevrede om te bly soos ons is. Jy kan ook maar vir iemand vra wat vasgevang is in een of ander sonde, hoe moeilik dit is, as ons eerlik is met mekaar. Hoe moeilik dit baie keer is om uit een of ander sondige patroon weg te kom. Bitter moeilik. Hoekom is dit so moeilik? Dit is maar eenvoudig oor die manier wat die Here ons gemaak het. Dis hoe ons brein aan mekaar gesit is, dit is hoe die Here ons geskep het, dis hoe die brein werk. Ek het al vroeër hieroor gepraat, en ek sê altyd die mense brein is eintlik maar soos 'n superrekenaar. Alles wat ingevoer word, bly in memory. Jy het 5 sintuie, en alles wat deur daardie sintuie waargeneem word verwerk en gebeere gesave om op 'n ander dag weer te gebruik. In die begin is hierdie proses maar stadig, 'n mens leer maar stadig dinge aan. Jy moet alles mooi goed oordink en oorweeg en oefen. Maar naderhand gebruik ons hierdie gestoorde inligting eintlik sonder om mooi eers daaroor te dink. Ons doen dit outomaties.
3 voorbeelde, vinnig net. Dink aan 'n baba wat leer loop. Ons jongste kleinkind is nou besig om te loop. Ons kry die hele tyd, ons word gefotobom. Kyk, die eerste tree. Dan kyk hy staan, kyk daar, daar, hy het amper reg. Maar die arme kind, nogal pressure op hom, om te kan loop. Maar dink 'n bietjie as 'n baba, eers sit hy, lê plat, en daai kleintjies is nog onlangs daar gewees, en dan sit hulle en val om, en naderhand staan hulle op teen ietsie, jy hou hulle vas, eerste tree, en wat ook al. Want ek meen, nou kan ons almal min of meer loop sonder om eers te dink, ons kan hardloop, ons kan spring, ons kan doen wat ons wil as ons nie te oud is nie. Goed, of om te leer om fiets te ry, of om 'n kar te bestuur. Die begin is maar erg. Ek onthou dat my pa na 'n paar klappe gesê het, nee, my sussie moet my maar verder leer. Dit werk nie so met hom nie. So, ek dink ek kan 'n kar bestuur vandag, ek hoop so. So, ek het hierdie storie al vertel, en dit bly my by al die jare, want ek het dit vroeg in my bediening gelees. Het was in 'n boek met die naam van I'm Okay, You're Okay. Kan nie die skrywer onthou nie. En die ou het navorsing gedoen oor die mensebrein. Dit was in die begin van navorsing oor hoe die mensebrein werk. Ek het dit al vertel, maar dit was lang terug, hulle het 'n volonteer gekry om die ou se brein oop te maak, skedel afgehaal. Nou sit die ou daar so in 'n stoel, en hulle het 'n elektrode, en hulle stimuleer sekere plekkies op die ou se brein. En by sekere plekke, as hy daar druk, dan kom daar sekere herinneringe terug. En die spesifieke ouetjie wat hulle daar gehad het eerste, het onthou dat hy nog 'n jong seentjie was. Sy pa het gesê, hier's 'n barbier, kom ons gaan ons gaan sny jou hare. Hy sê, ek wil nie my hare sny nie. Sy pa gryp hom aan die arm, trek hom in die winkel in. Hy laat hom daar sit. Hy skreeu, sy pa gee hom 'n hou op die bout, en dit is sommer net 'n commotion. En terwyl daai ou in die stoel sit, en hulle prikkel, onthou hy dit, maar hy onthou nie net dit nie, hy kry al die emosies van daai dag. Hy voel weer die pyn in die bout. Hy huil weer, soos 'n babaatjie, soos 'n seentjie daarso. So alles wat met ons gebeur, alles wat in ons lewens met ons gebeur, word weggebêre saam met die emosies. En dan is daar sekere dinge in die lewe wat ons kan prikkel om daardie ervarings na vore te laat kom. Party van die goeders diep weggebêre in die onderbewuste. Dis mos waar déjà vu vandaan kom, né? As jy voel jy was al in hierdie plek, dan is dit miskien 'n reuk wat jou herinner aan iets, of 'n kleur, of wat ook al geluid. Goed. Ek wil dit so vergelyk. As jy jou rekenaar gelos het, dan gaan hy in sleep mode. So, déjà vu is soos jou rekenaar het in sleep mode gegaan, maar daar's iets wat, 'n muis wat beweeg word, of ietsie in jou brein kom weer, en jy word herinner aan goeders. Maar die punt hiervan is, dat dit eintlik 'n wonderlike vermoë is wat die Here vir ons gegee het. Hoe sou ons regkom daarsonder? As jy van elke keer van vooraf moes dink, hoe moet 'n mens maak om te kan loop? Waar gaan die wêreld heen gaan? Wat gaan gebeur? As jy elke keer moet dink, hoe moet ek praat? As jy elke keer dink, hoe moet ek die kos met my vurk by my mond kry? As jy elke keer moet van vooraf uitfigure, hoe bestuur mens 'n kar? So hierdie ding is eintlik, ons gebruik dit elke dag, maar dit is iets wonderliks wat die Here vir ons gegee het, sodat ons dinge outomaties kan doen. Maar as juist hierdie vermoë wat die Here vir ons gegee het, wat dit eintlik moeilik maak om te verander. In Psalm 84, die Tosjesberuiming staan daar, eerder in die woning, 1000 jaar as 1000 waar ek u ontbeer, veel liewer in die woning, 'n drumpelwagter as gewend aan ydelle vreugde en sondaarsstent. Gewend is 'n ou tydse woord vir gewoond aan sonde. So ons raak gewoond aan sonde. Op dieselfde manier, ons brein kan naderhand outomaties sonde doen.
Dis soos iemand wat begin rook het. Hoe moeilik is dit nie om op te hou nie. Of iemand wat vloek, of drink, of pornografie kyk, wat ook al. So ek dink as ons eerlik is met onsself, sal ons maar erken dat ons almal op een of ander manier 'n worsteling het met hierdie tipe van situasies, waar dinge so deel van ons brein geword het, dat ons so gewoond geword het aan die sonde, dat dit byna onmoontlik is om te verander. Maar ek sê net byna, want 'n mens kan verander. Ons ken dit eintlik, Romeine 12 vers 2, laat God julle verander, en in ons gedeelte het ons gelees in 2 Korintiërs 3, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want ons sluier is van ons gesig weggeneem, ons word al meer verander, om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds meer toe. Dit doen die Here wat Gees is. So die Here sê, die sluier is weggeneem, ons verstaan God, ons verstaan Christus, ons verstaan waaroor die evangelie gaan, en nou begin ons, verander ons, om die beeld van Christus uit te straal. Al twee kere hierdie, wanneer die woord verander gebruik word, is dit 'n vorm van die Griekse woord wat julle ken, metamorpheomai, of metamorpheomai, is die regte stam. Metaorphomai. Metamorpheo sê ek maar gewoonlik. Goed, maar dit is 'n vorm van metamorpheomai. Daar is hy. En ons weet dit, ons ken die woord, ons weet waar dit vandaan kom, metamorfose, soos van die siklus van 'n vlinder of wat ook al. Wat jy geweet, dieselfde woord word gebruik in Matteus 17 vers 2 van Jesus se transformasie. Onthou julle wat gebeur het? Jesus en van die disippels is daar op die berg, saam met Johannes en Petrus. Wie was nog daar? Kan nie onthou nie. Wie was nog daar? Jesus was daar en Johannes en Petrus en nog een van die disippels. En voor hulle oë het hy verander. Hy het 'n ander vorm aangeneem, hy het 'n verheerlikte liggaam aangeneem. Hy het anders begin lyk, hy het 'n hemelse liggaam begin vertoon. Sy voorkoms het voor hulle oë verander, sy gesig het begin straal. Dit is dieselfde woord wat daar gebruik word, verander, om verheerlik te word, om iets uit te straal. En dit is wat hier gesê word in ons teksgedeelte. Wanneer ons Christus, wanneer die sluier van ons oë weggeneem is, wanneer ons Christus leer ken, dan verander ons om die beeld van Christus te vertoon. So, dis die vraag. Kan ons verander? Kan ons 'n metamorfose ondergaan? Kan ons iets heeltemal anders word as wat ons eintlik geword het deur die jare heen? Kan ons ophou om gewoonte sondaars te wees en begin om volhardende, gehoorsame kinders van die Here te wees, disippels van Jesus? Ja. Soort van 'n verheerlikende lewe begin leef, kan ons? Kan net gebeur as ons onder die krag van die Heilige Gees werk. Hy sê hierso, dit doen die Here wat die Gees is. So as jy jouself stel onder die werking, onder die krag van die Heilige Gees, dan kan jy verander. Die sluier is weggeneem en jy begin om die beeld van Jesus te vertoon. Twee dinge hieroor. Die eerste is, dis 'n proses. Dit kan baie skielik begin, maar dit vat 'n hele lewe lank en dan is jy nog steeds nie volmaak nie. Maar jy moet weer, net soos jy iets aangeleer het, dit ook weer afleer. Ek het een keer baie lank terug in 'n jeugdiens verwys na die agterste voor fiets, the backwards bicycle. Weet nie of iemand dit onthou nie. Ek het die skakel gesit in die polslag, jy kan dit gaan kyk. Dit was 'n ingenieurs wat 'n fiets gemaak het, of herbou het, om sodat as jy wat noem mense dit in Afrikaans, die handles draai na links, dan draai die fiets na regs. En iemand wat nou al lankal fietsry, op die fiets geklim en hy wil ry, en hy val. Ek het weer na die video gekyk, hy sê dit op 8 maande gevat, om te leer, om op hierdie nuwe manier fiets te ry.
En toe hy na 8 maande weer terugkom op 'n gewone fiets, toe val hy met die gewone fiets. Kan nie meer 'n gewone fiets ry. Want sy brein het al daai aksies reg gekry om dit te kan leer. Nogal interessant, hy vertel dat sy 6-jarige seentjie binne 2 weke geleer het om die agterste voorfiets te ry. Want 'n mens, kind se brein is so ontvanklik. So, dit is presies wat die Here vir ons sê. Ons leer sekere dinge aan en dan word dit 'n proses om dinge af te leer. En dit kan net gebeur, en ons sal nou daaroor praat, as ons dit bewustelik gaan doen. Want anders val ons baie maklik terug op ons ou patrone. Die tweede ding wat ons moet weet, die Here doen nie hierdie verandering namens ons nie. Ek is jammer om vir jou dit te leer te stel, maar die Here vat jou nie agter die nek en sê, jy sal nou dit. Ons het so 'n onderwyser gehad, jy sal nou. Die Here doen dit nie. Hy sê, ek het my gees aan jou gegee. Ek gee vir jou die krag. Ek gee vir die insig. Ek het vir Jesus gegee wat vir jou gesterf het. Jy het nou die verantwoordelikheid om 'n nuwe mens te word onder die krag van die Gees. Hy doen dit nie. Ek kan nie met gevoude arms terugsit en wag dat die Here my begin verander nie. Ek moet proaktief gaan verander onder die krag en die leiding van die Gees. Bidend, Bybel deursoekend, gaan vra, hoe wil die Here hê moet ek verander? Hoe verander ek dat ek die beeld van Christus vertoon? Hierdie ding, hierdie proses het 7 elemente. 7 dinge wat ons uit die skrif kan aflei wat moet gebeur. Waarop jy moet konsentreer intentioneel om te verander sodat jy kan word wat die Here wil hê jy moet wees. Ek gaan daaroor vinnig praat. In die eerste plek moet jy selfondersoek doen. 'n Mens moet agterkom wat is jou sondes. Ek het nou weer in 'n belydenisskas gepraat. Die katekismes word ons verdeel in 3 dele: sonde, verlossing en dankbaarheid. Hoekom praat ons oor sonde? Mense sê partykeer van julle kerkmense, julle praat die hele tyd oor sonde. Hoekom julle so baie klem op die sonde? Maar as jy nie bewus is van jou sonde nie, dan gaan jy nie dink jy het 'n verlosser nodig. En dan bly jy net waar jy is. So, as 'n mens wil verander, dan moet jy na jou lewe kyk. Jy moet gaan soek, wat is die dinge wat vir die Here onaanvaarbaar is? Word bewus van jou sondes. Wees eerlik met jouself. Kyk na die gevolge van jou sonde. 'n Mens lees die Bybel om te gaan. 'n mens lees die Bybel met die doel om te verander, om te sien wat jy moet verander. So, kom ons vat 'n eenvoudige voorbeeld. Die Here sê in Efesiërs 5 vers 18, moenie dronk word van wyn nie. So as jy bewus word daarvan dat jy te veel drink, dan moet jy luister na die Heilige Gees, wat jou bewus maak, dat jy te veel drink. Ander voorbeeld, sê Efesiërs 4:25, ons mag nie vir mekaar lieg nie. Maar as jy agterkom dat jy besig is om leuns partykeer te vertel, dan moet jy dit erken en sê, Here, my ja moet ja wees, my nee. Ek bely dit voor u. En so dis die eerste punt van hierdie proses van verandering, is om agter te kom, daar is iets wat moet verander. As jy nie dink daar is iets wat moet verander nie, gaan jy in die lewe nooit verander nie. Wat is die tweede ding? Die tweede ding is, jy moet gaan sê, wat leer die Here ons in die Bybel? Wat is sy alternatief? Wat moet ek doen in die plek van hierdie ding wat verkeerd word? Oor dronk word, Efesiërs 5 vers 18 sê hy, moet nie dronk word van wyn nie, maar word eerder vol van die Heilige Gees. Dit is nogal 'n teks wat verkeerd aangehaal word, né? Word dronk van die Heilige Gees. Dit staan nie daar. Moet nie dronk word van wyn nie, word vol van die Heilige Gees. Bid vir, soek na die Gees in jou lewe. Soek na die oorheersing, beheersing. Oorlieg sê hy, Efesiërs 4:25, praat altyd net die waarheid met mekaar. So as ons weet wat verkeerd is, moet ons gaan doen wat reg is. En dis iets wat ons bewustelik moet doen. Dit gebeur nie sommer net nie. Dan, die derde ding is, met jou lewe struktureer vir verandering. Wat beteken dit? As ek byvoorbeeld iemand is wat 'n probleem het met die waarheid, dan moet ek seker maak dat ek nie in situasies kom waar ek nodig het om te lieg nie, of dink ek het nodig om te lieg nie. Ek moet net eenvoudig reguit en oop leef op die regte manier. As ek 'n drankprobleem het, kry iets anders om jou tyd te vul. Ek het een keer vir iemand wat 'n drankprobleem gehad het gesê,
gaan volunteer by die brandweer om by ongelukstonele te gaan help, dan sien jy wat gebeur in ongelukke waar drank betrokke is. Struktureer jou lewe, maak 'n plan, doen iets, gaan begin draf, begin oefen, volunteer met noodhulp, wat ook al. Maar struktureer jou lewe. Dan, die vierde ding is dat jy moet skakels in hierdie ketting breek. En dit was altyd, toe ek die eerste keer dit ontdek het, vir my so oulik. Dit was soos die ou het gesê het, hy wil ophou drink. Maar hy kan waaragtigheid nie reg kry nie. Elke aand as hy by die kroeg verbyry, dan draai hy weer in. Dit is net, hy kry dit nie oorwin nie. Wat was die raad? Vat 'n ander pad. Moenie weer by die kroeg verbyry nie. Kry 'n lift saam met iemand wat jou nie vir jou sal stop. So, vyfde ding is, kry hulp van 'n ander. Ons noem partykeer 'n accountability partner, 'n mentor. Iemand wat jou history op die rekenaar kan sien. Iemand wat jou kan bel as jy sukkel. Die AA praat van 'n sponsor, Alkoholiste Anoniem. Spreuke 27:10 sê, 'n buurman wat naby is beter as 'n broer wat ver is. So kry vir jou iemand naby jou, wat naby jou is, wat naby jou kan wees, met wie wat jy vertrou, wat jy mee kan help. Prediker 4:9 is teen julle, 2 vaar beter as 1. As die een val, kan die ander hom ophelp. Maar as een val wat alleen is daar niemand anders om te help nie. Jy het iemand wat 'n kind van die Here is nodig, om jou te help, om te kan verander. 'n Vriend op wie jy kan staat maak. En weet jy wie is veronderstel om jou beste vriend of vriendin te wees? Jou huweliksmaat. Jou huweliksmaat. Julle moet kan eerlik wees met mekaar. Goed, dan sê ek volgende, jy moet hierdie hele ding sien, jou verandering in jou verhouding met Christus. Want kyk, sê nou maar, jy is nou iemand wat drink, en dan bring dit ons nou allerhande probleme. Werksprobleme, jy's laat by die werk, of jy het jou geld uitgesuip, of wat ook al. So, jy kan op 'n aardse vlak in die moeilikheid raak oor jou drank, of wat, dobbel, wat ook al. Maar jy moet hierdie ding sien in jou verhouding met Christus. Omdat Christus vir my sondes gesterf het, omdat die sluier van my gesig verwyder is, daarom is verandering nie net gerig op mense en om mense gelukkig te maak nie. Maar daarom is dit gerig daarop om eer te bring aan die Here Jesus Christus wat my vrygekoop het. Ek wil dit doen om hom te dank vir sy genade. En dan laastens moet 'n mens maar die nuwe goeders ook inoefen. Kry jou brein in rad om outomaties die Here se wil te doen, eerder as die sondes waaraan jy gewoond is. 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, oefen jou liewer om in toewyding aan God te lewe. Om jou liggaam te oefen het wel 'n bietjie waarde, maar om in toewyding aan God te lewe het in alle opsigte groot waarde, want dit bevat 'n belofte van lewe vir nou in die toekoms. Daai lewe beteken kwaliteit lewe. So as jy dit gaan inoefen om te lewe saam met die Here, dan sê hy, dit waarborg vir jou 'n kwaliteit lewe. So wat ek op die hart gehad het, kan 'n mens verander? Kan mens regtig verander? Nou natuurlik. Jy is verlos deur Jesus, herskep na die beeld van God, en jy vertoon altyd meer, jy verander altyd meer, om meer die beeld van Christus te vertoon. Maar dit vat harde werk. Dit vra konsentrasie. Mag die Here ons elkeen deur sy Gees lei, dat ons volhardend kan leef met die sluier wat weggehaal is, sodat ons die waarheid kan sien en die waarheid kan leef. Mag die Here ons genadig wees, want weet jy wat? As ons nie groei nie, is dit 'n teken van 'n groot fout. 'n Babatjie wat groot word en steeds nog net melk drink, het 'n probleem. So as ons nie die vleise van die Christelike lewe begin eet nie, ons is nie verander om te word wat ons moet wees nie, is dit 'n teken van 'n fout. Mag die Here God ons genadig wees, dat ons verander, altyd meer en meer te word wat ons moet wees. Kom ons bid. Dankie Here, dat U ons betyds herinner,
dit ons taak is, dat dit ons roeping is om te verander. Eintlik is ons almal maar so 'n bietjie weerstandig teen verandering. Op watter vlak dit nou ook al is. Ons wil nie graag verander nie. Ons is so met ons brein wat so gerad is ons so ingestel om net dit wat ons ken en wat ons aan gewoontes te handhaaf. Maar U leer ons, dit is wat gebeur as ons Christene word, is dat ons verander. Heeltyd verander. En gee dat dit sal waar wees van ons onder die krag van U Gees. Amen. Hier is vir jou iets om aan te dink. Die Here het jou 'n nuwe week laat ingaan. 'n Week waarin jy kan gaan verander onder sy seën om meer en meer te word wat hy wil hê jy moet wees. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle wees en by julle bly.